Voordat ek bid, wil ek vir elkeen dankie sê wat in hierdie laaste 28 Sondae, 6 maande aanhou uitgereik het na die gemeente toe. Aanhou jou finansiële verantwoordelikheid kon nakom, dit probeer doen het ten minste, dit gedoen het. Ons gehelp het met verskeie van ons projekte, ingecheck het om te hoor of ons okay is. Ek het so baie oproepe in e-posse en WhatsApps gekry om te hoor of ek okay is. En ek kan nie vir julle sê hoe verskriklik baie het ek en die bestuursraad en die personeel dit waardeer nie. Ek dink vir die eerste keer in 'n lang tyd het ons weer besef wat beteken dit om in Randendal Prisma deel van die familie te wees. En mag jy in hierdie volgende paar maande, soos ons besig is om terug te kom na mekaar toe, die familie, die gemeenskap van gelowiges al hoe meer ervaar. Kom ons bid saam mekaar. Here, ons eer U omdat U so 'n wonderlike en 'n goeie God is. Dat ons vandag, Here, na maande en maande en maande van 'n wêreld wat ons nooit gedink het sal lyk soos wat hy lyk nie, kan terugkeer na U teenwoordigheid toe. En dis nie dat U teenwoordigheid weg was nie, maar Here, iets van ons saam wees versterk ook vandag ons gevoel. Here, as ons hier sit, dan weet ons ook daar is vriende en geliefdes wat dit nie oorleef het nie, wat nie kon terugkom vandag nie, wat te siek was en wat intussen kom haal het. Ons het geliefdes verloor, Here. Ons het baie verloor in hierdie tyd wat weg is. En ons erken ook ons eie swaar kry. Om hier te wees vandag, Here, is nie sommer maar net toevallig nie. Ons doen dit met opregte waardering en 'n diepe bewustheid ook van U goedheid. Here, dat U ons gedra het in donker, koue en moeilike vreesaanjaende tye, het U ons gedra. En soos ons stuk besig is om ons wêreld nie te bou, Here, bou U saam met ons. Ons eer U daarvoor. Amen. Breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me.
Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Oh, you laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. All that you've done for me. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You wipe away all tears, you mend the broken heart. You're the answer to it all, Jesus. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you, I worship
worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Ek het nogals die laaste paar maande, eintlik maar vandat ons die kerk toegemaak het, gewonder hoe sal dit voel die oomblik as die kerk weer oopmaak? Hoe sal dit voel daai Sondag as ons terug is? En ek het 'n ander verwagting gehad. Ek het gedink ons sal met vol getalle kan terugkom in die eerste plek. En maar ek het die hele tyd by myself gewonder, hoe gaan dit voel? En nou terwyl ek hier met lofprysing sit en terwyl ek nou vanoggend hier agter rond beweeg en daar in my allerheiligste daar agter sit, was die enigste gevoel wat teruggekom het is, dit is so normaal. Ek voel nie eers asof ek weg was nie. Dit voel nie eers vreemd nie, want is eintlik huis nie. Hier's 'n stuk huis, hier's 'n stuk gemeenskap. En daarom wil ek vandag vir jou weer sê, welkom terug by die huis. Welkom hier vandag in die teenwoordigheid. Hier kan jy kom sit op jou bank en jy kan jou voete, jou skoene uitskop as jy lus is. Jy kan spreekwoordelik jou masker afhaal as jy kan sien, nie regtig nie. Jy kan gemaklik wees. Jy kan veilig voel hier. Hier in die teenwoordigheid van die Here is jou skuiling. Is hy die een wat met sy sagte stem van liefde kom en hy sê kom dat ek met jou praat. Kom dat ek jou kom aanmoedig, kom inspireer, kom goed laat voel, kom bewaar. Hier sal niemand jou kom pla nie, hier by my. Kom sit hier by my. As ek dink aan die woonplek van die Here, dan is die beste een, wel reg deur die Bybel lees ons van die woonplek van die Here, maar leer Dawid vir ons iets spesifiek en ek lees vinnig vir jou Psalm 84. Hoe wonderlik mooi is die plek waar U woon, Here, groot bevelvoerder oor alles en almal. Ek verlang so om na U huis toe te gaan. Ek verlang so om bly te wees omdat U die God is wat leef. Selfs die voeltjies maak hulle nes daar naby U, o Here, o God, groot bevelvoerder, U is my God, U heers oor die heelal. Gelukkig is die mense wat tuis voel in U huis en nie ophou om die mooiste dinge oor U te sê nie. Gelukkig is die mense wat hulle krag soek by U en altyd daaraan droom om U huis te gaan besoek. Al gaan hulle dan deur droë valleie, breek die aarde in fonteine oop en sak die vroeë reën neer sodat hulle in die poele water kan staan. Dis vir my lekkerder om een dag in die huis te wees as om 1000 dae sonder U te wees in die poele van plesier. Ek sal liewers net 'n deurwag in die huis wees as om die grootste paleise saam met mense te bly wat nie van U hou nie. As ek luister na Dawid, dan verstaan hy iets van die huis van die Here. Verstaan hy iets as ek na die apostels luister, na die profete reg deur die Ou Testament, na Jesus luister, almal van hulle verstaan iets van wat beteken dit om in die huis van die Here te wees. Dis 'n plek waar dit veilig is, dis 'n plek waar dit heilig is, dis 'n plek wat vol liefde is, vol lewe, dis 'n wegkruipplek. Dis 'n plek van herstel en genesing, dis 'n plek van sorg. Maar dis nie 'n plek van klip en steen nie. Want as dit 'n plek van klip en steen was, dan was dit verganklik en dan was dit nie toeganklik nie. En dit het ons die laaste 6 maande agtergekom. As hierdie massiewe plek wat leeg gestaan het tot en met die afgelope of vir die random begrafnisse wat ons gehad het, as die huis van die Here was, dan was die Here alleen in hierdie tyd en ons was amper sê in groot moeilikheid gewees. Omdat die Here hier was en ons uiteindelik nie hier was nie. Die huis van die Here is meer as klip en steen. Maar dit is 'n plek van veiligheid. Dit is 'n plek van rus, dit is 'n plek van oorvloed. Dit is 'n plek waar ek rustig myself kan wees, waar ek gevoed kan word, waar ek versorg kan word, maar dit is 'n plek waar ek kan leef uiteindelik. Johannes, ek wil vir julle 'n paar gedeeltes uit Johannes lees. Johannes 1 vers 11 sê, die ewige woord Jesus het vlees en bloed geword en hy het onder ons kom woon. Hy het kom huis maak onder ons.
God het uit die hemel uit afgekom en hy het met sy teenwoordigheid kom huis maak onder ons, sodat ons iets van dit kan ervaar. Vers 35 tot 40 gaan aan. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan met 2 van sy volgelinge by hom. Toe Jesus verbyloop, het Johannes stip na hom gekyk en gesê, daar is die lam van God. Daar loop hy. Daar is die lam van God. Die 2 het hom dit hoor sê en hulle het Jesus gevolg. Toe Jesus omkyk en sien dat hulle hom volg, vra hy vir hulle, wat soek julle? En hulle het hom geantwoord, Rabbi, dit beteken leermeester. Waar gaan u tuis? Waar bly u? Hy sê toe vir hulle, kom saam en dan wys ek vir julle. Hulle het toe gegaan en gesien waar hy bly. Dit was omtrent 4:00 die middag en hulle het vir die res van die dag by hom gebly. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat Johannes gehoor het en Jesus gevolg het. Hy gaan aan Johannes 15, waar hy praat van die wingerdstok en hy sê, hy wat in my bly en ek wat in hom bly, hy dra vrug. Bly. Bly is meer, woon, huis is meer as hier wees. So as ons mekaar sê, welkom tuis, dan nooi ons mekaar eintlik uit tot iets baie, baie groter as om terug te kom in 'n 40 jaar oue kerkgebou. Nooi ons mekaar terug om na iets groters toe terug te kom, of om vorentoe te kom, soos ek laasweek Sondag sê het, om vorentoe te kom na iets groter waartoe God ons uiteindelik uitnooi. As ek hierdie 3 gedeeltes so saam met mekaar lees, dan hoor ek iets van God se eerste plan. Dat hy sê, ek wou met die koms van my seun huis kom vestig vir mense. Ek wou in die eerste instansie toe ek vir Jesus sê, kom aarde toe, Johannes 1, kom woon onder hulle, het ek gesê, kom maak jou huis hier, kom maak 'n plek hierso. Maar dan sê hy terselfdertyd, ek wil vir julle geleentheid gee om te leef binne die teenwoordigheid van hierdie huis. So hy sê, die huis is hier. Daai huis waar ons op die sitkamerbank kan kom sit. Waar ons heeltemal veilig en tuis voel. Waar niemand ons pla nie. Waarin ons met soveel gemak kan sit, dat ons vry sonder veroordeling met hoop kan kom sit. Dis die uitnodiging waartoe hy ons uiteindelik nooi, as hy vir hom sê, kom huis toe. Want dis ek wat in hom bly, en hy wat in my bly. Dis die huis. En dis daai diepe teenwoordigheid waarna toe hy my en jou uitnooi. En as ek en jy wat tot 'n bepaalde besef kom, dat hierdie liggaam, hierdie hart, hierdie hande, hierdie voete, hierdie gesig, hierdie wese van my en jou, die teenwoordigheid van God huisves. En as ek en jy wat dan vra konstant, hoe lyk die huis waarin God wil woon? Want die is nie die huis waarin God wil woon nie. God wil nie woon in klip en baksteen nie, want dit vat vas. God wil woon in liggaam, siel en gees, in mense wat verandering kan bring, in mense wat kan hoop gee, in mense wat kan versorg en vertroos. Hy wil lewendig bly in iemand, in mense. En mense wat hulle self konstant afvra, hoe sou die huis lyk waarin God so graag wil woon? En hulle lewe daarvolgens inrig. Dis die uitnodiging as hy vandag sê, welkom terug. Is jy die huis waarin ek woon? Woon ek? En op hoe manier is jy besig om jouself te transformeer op daai manier, dat jy, dat ek die een is wat in jou woon, maar jy is ook die een wat in my woon. Dis een of ander dualistiese verstaan wat amper vir ons die mekaar is. Ek woon in hom, maar hy woon in my. Hy het klaar my hart en my liggaam, my siel en gees voorberei dat hy in my kan woon, maar ek vra konstant elke dag af, hoe is ek besig om so besig te wees met hom en te leef vanuit die huis uit. Dat maak nie saak waar ek kom nie, dat ek die huis van God sal leef, sal beleef en beliggaam uiteindelik. Maar Johannes help ons verskriklik mooi daarmee. As hy
met sy disippels besig, of toe hy daar by die oewer besig is en hy sien die lam van God daar aankom. En hy sê, kyk, daar is die lam van God. Hy probeer 3 dinge doen. En dis uiteindelik die vraag wat ons onsself ook vra, maar hoe leef ek die huis van God? So dan as ek nou nog sê, nie een van ons het nie die Corona coaster gery hierdie jaar nie. Dit is daai emosies van op en af en hopeloos en depressief en hartseer en moedeloos en op die berg en dis op en af en op en af en dis elke dag iets anderste. En dan het die wêreld waarin ons leef so brutaal geword ook. Dit wat ons in koerante lees en dit wat ons self ervaar, kom so naby aan ons lyf dat ons uiteindelik maar vra, maar die wille wêreld waarin ons leef is so verwyderd van die huis van God af. Hoe leef ons in dit? Dit vra dat die huis, die gevoel van huis iets groter as huis sal wees, maar dat dit daai ruimte sal wees waar ek in die teenwoordigheid van die Here sit en daarin leef en ek kom voel en ek kom beleef en beliggaam elke dag. Maar dit vra dat ek soos Johannes sal maak, sal luister, sal vra en sal wandel. Luister in die eerste plek. Johannes die Doper en sy volgelinge staan daar, hulle sien vir Jesus aankom en hy sê, daar is die lam van God. Hy stop dit waarmee hy besig is. Hy stop dit waarmee sy volgelinge besig is. En hy sê, luister gou wat sê ek. Luister vir 'n oomblik en verander dit waarmee jy besig is. Luister en kyk, daar is die lam van God. Maar dit vra in die eerste plek dat ek en jy in die eerste plek sal luister. Johannes was die een wat vir iemand anders te moet gesê het, luister en kyk en stop dit waarmee jy besig is. Want daar loop die lam van God. Hier en in ons gemeenskap met mekaar het ons daai luister nodig. Het ons nodig om op plekke te kom waar ons sê ek stop en dis hoekom ons terugkom vandag. Ek stop en ek verander my rigting omdat die lam van God opgedaag het. Nou hy is oralste, maar ons fokus onsself nou daarop. Luister en kyk, daar loop die lam van God. Iemand moet ons aandag vestig op Jesus. Want ons kry dit meermale nie op ons eie reg nie. Dis hoekom ons mekaar het as die gemeenskap van gelowiges. Want ons wys vir mekaar na Jesus toe. En as ons vir Johannes nou ken en iets verstaan van hom af, verstaan ons hoekom mense nie vir hom geluister het nie. Want hy het in die woestyn geleef, hy het homself geklee met kameelhare, hy het sprinkane geëet, hy het waarskynlik lang vuil hare in 'n lelike baard gehad, hy was waarskynlik nie baie skoon nie geleerd nie, maar dit is ook hulle wat vir ons wys na Jesus toe. Dis die weerloses, dis die rykes en is die armes, dis die wêreldregeerders en is die boemelaars. Dis elkeen van die mense waarmee ons te doen kry, wat ons wegwys van hulle self af na Jesus toe. Want dis wat Johannes gedoen het. Hy het nie vir Andreas en sy volgelinge gesê, kyk na my en dan wys ek vir julle wie Jesus nie. Hy sê nee, daar is Jesus. Ons wys weg van onsself af na Jesus toe. En dit gebeur in meer eenvoudige dinge. Dis 'n diepe bewustheid van dat Jesus op verskillende plekke is. Nou die oggend stap ek kantoor toe en ek bly onder, so nou stap ek hier op en ek kom hier by die hoofingang verby en is 'n bietjie mistig soos wat dit laaste week was en uit die hoek van my oog uit sien ek net ietsie hier onder op die grond. Onmiddellik dink ek is iemand wat my wil skrik maak. Ons het so slegte kultuur in ons kerkkantoor, ons maak almal skrik die hele tyd. So jy moet die hele tyd op jou hoede wees as jy daar rondloop, maar toe sit 'n boemelaar wat daar lê. En is koud en ek is warm aangetrek want ek kry altyd koud en is mistig en dit het gereën daai aand en ek wonder net in 'n oomblik vir myself, waar is Jesus vir die ou? En hoe is ek veronderstel om Jesus te wees daar? En ek weet nie of ek meer moes gedoen het of meer kon gedoen het. Ons het in hierdie tyd so baie hawelose mense gehad wat by die kerk geslaap het en
ongelukkig baie gewandaliseer het en gesteel het en 'n klomp goeders, maar dit is 'n ander saak. Maar hoe is ons Jesus vir daai weerloostes in die weerlose mens en hoe rig hulle my gedagtes na Jesus toe? En ek het die hele dag met daai beeld gesit van die arm man wat hier lê. En wat leer hy my van Jesus? En ek weet ek nog nie, maar ek het die vraag kom vra vir myself. Maar ek leef met daai beginsel dat daar ander mense is wat ons wys waar Jesus is. En ons luister daarna. Maar dis definitief nie iemand wat hom wys na homself toe nie. Maar dis iemand wat ons fokus na waar Jesus uiteindelik is. Luister in die eerste plek. Die tweede plek is vra. Die disippels het iets gehoor van Jesus, het gesien, okay, daar is Jesus, maar wat doen hulle in daai volgende oomblik? Hulle vra vir hom, Jesus, waar bly jy? Hoe lyk die plek waar binne jy wil bly? Hoe lyk die plek waarin jy tuis kom? Want hulle vra vir hom, Jesus, ons sien jou raak, maar waar gaan jy tuis? Dis so eenvoudige en eintlik maar ons sal dink is of 'n conversation starter. So hoe gaan dit met jou? Dit gaan met my ook goed. Waar bly jy? Ek bly daar. Hulle vra intentioneel vir Jesus, hoe lyk die plek waarin jy tot rus kom? Hoe lyk die plek waarin jy vrede ervaar? Hoe lyk die plek waarin jy hoop het? Hoe lyk die plek waarin jy van alles gestroop is en jouself is? En dis die vraag wat ek en jy vir Jesus vra. Here, hoe lyk die plek waarin U wil woon? Hoe lyk die mens wees waarmee U wil besig wees? Hoe lyk my siel? Hoe moet ek besig wees met myself? Dit is diep introspeksie, waar ek vir die Here sê, Here, ek wil hê dat U transformatief by my moet besig wees. Ek gee vir U toestemming dat ek op daai plek kan kom en dat U my daar sal ontmoet en dat ons daar met verandering sal besig wees. Want U is huis. U is hoop. U is veiligheid. Ek het al soveel keer gesê en ek weet julle almal het dit al ervaar dat ons valse sekuriteite onder die vergrootglas of tot eintlik maar op beproef is in hierdie tyd wat verby is en waarskynlik nog lank beproef gaan wees. Dit wat vir ons hoop gegee het, dit wat ons veilig laat voel het, die normaliteit, die gewoontes, al daai verskillende tipe goeders wat vir ons valse sekuriteit gegee het. En Jesus sê, kom ek wys vir jou hoe lyk ware sekuriteit in my. Kom wys vir jou waar is die plek waar jy op die bank kan kom sit en die hoop en die rus en die vrede kom ervaar. So hy sê, luister, kyk daar, vra, my laaste plek sê hy, kom wandel, kom woon. Toe die disippels klaar, Johannes en Andreas klaar vir hom gevra het, of hom gesien het, en klaar vir hom gevra het, waar bly jy, toe gaan hulle saam met hom, en hulle gaan bly daar tot laatmiddag. Hulle gaan wandel, en hulle gaan woon in sy teenwoordigheid. En dis die uitnodiging wat hy uiteindelik vir ons kom gee. Dat daar iewerste ruimte in jou lewe is, waar jy die huis sal bou, vir die tye wat jy nie by die huis is nie. As jy nie gaan bou aan die huis nie, as jy nie gaan wandel in die teenwoordigheid nie, as jy nie doelbewus en intentioneel gaan luister na die sagte stem van God, gaan jy nie in die wille wêreldhuis ervaar nie. As ons na Elia in Konings kyk, dan besef ons dat God soms 'n sagte God is. 'n God wat sag praat. 'n God wat soms fluister. En as jy God in die geraas van die wêreld wil hoor, dan kan jy hom nie mis nie. En ek wonder of ons hom gemis het dalk in die tyd. Verbygeleef het omdat ons moes oorleef. Omdat ons persoonlike oorlewing op die tafel was. Dat ons dalk deur 'n ontsettende moeilike tyd gegaan het. Met vrees, met angs, met alles wat in ons lewe aan die gang is. Dat dit vir onsself 'n stuk valse sekuriteit gegee het. Maar dat ons die veiligheid van sy huis gemis het.
Want as ons besef dat ons die beliggaaming is van die huis van God, dan kan ons weggaan en kan ons in die wêreld ingaan en op allerlei verskillende plekke gekonfronteer kan word deur 'n klomp swaar kry en 'n klomp vreugdes en 'n klomp al die dinge wat ons elke dag ervaar. Want dan beweeg die huis saam met ons. Ons gaan nooit uit die sitkamer uit nie. Ons leef vanuit die sitkamer. Ons leef vanuit die binnekamer van God af. So dit vra dat ons sal luister. Dat ons soms nie meermale die angs en die vrees en die vrede dalk of die wat ook al ons ervaar, daai valse sekuriteit sal prysgee om op die bank te kom sit saam met die Here. Om tuis te kom en die sagte stem te hoor. Om dit wat verwyder of wegtrek of in die pad kom staan of dit 'n plan of 'n ideologie of wat ook al is, om toe te laat dat die sagtheid van God, die sagte stem van liefde, die stilte van Jesus intree daar. Sy uitnodiging heel in die begin was: ek kom om te kom tent opslaan tussen hulle. Jesus het vlees en bloed geword en hy het kom intrek in ons lewens in. Intrek onder ons. En nou vra dit dat ons sal intrek al hoe meer by hom. En dis 'n daaglikse keuse wat ons kies om, Here, ek rig my lewe in volgens die sitkamer, volgens die huis, volgens die intimiteit, volgens my wandeling met U. Mag jy dit al hoe meer ervaar. Mag dit regtig waar wees van jou en mag jy daai diepe introspeksie toelaat. Sê, Here, waar is ek met U besig? En waar los ek U eenkant? Waar wil ek tog net nie hê U moet U saam beweeg nie? Waar het ek nodig dat U moet verander en transformeer? Waar het ek nodig dat ek U hart verstaan, sodat ek U hart uiteindelik sal raakleef? Dallas Willard sê, I am someone in whom Christ dwells and delights. Ek is iemand in wie God sy vreugde vind en ek is iemand in wie God woon. Mag jy dit regkry, mag jy dit ervaar ook. Kom ons bid saam mekaar. Almagtige Here, ons wil meer leef vanuit die rus van die huis, vanuit die veiligheid van U teenwoordigheid, vanuit die goedheid en die vrede, Here, wat saam met U gaan. Here, help ons dat ons lewe op so 'n manier sal inrig, Here, dat daar genoeg tyd vir U sal wees. In die tyd waar ons nou ons wêreld so stuk herbou, Here, mag ons met respek gesê ons tyd kom mors by U. Die tyd wat vir ons so kosbaar en so belangrik is, Here, mag ons dit kom mors in U teenwoordigheid. En U mag en U almag en U liefde en U sagtheid en U genade, Here, mag ons dit indrink. Here, die wêreld het nodig dat ons leef vanuit die huis en nie net, Here, uit onsself, uit of ons eie verstaan of ons eie wat ook al nie, Here, maar vanuit U wat onder ons woon. Begelei ons in dit. Ons bid dit in U heilige naam. Amen.